Is jy reg om te versoen? Nou voordat jy vir my kwaad raak, hierdie boodskap gaan nie oor versoening nie. Dit gaan oor gelofte en die gelofte dag op 16 Desember. Nou hierdie jaar het Cyril Ramaphosa, en ja, ek gaan hom noem, want hy is die president van die land. En 'n mens kan hom nie ignoreer nie. Die mense wat sê, ja, maar ek is nou moeg vir sy gesig en ek is moeg vir sy stem en vir hom hoor, dieselfde met Julius Malema en sekere ander politici. Jy kan hulle ignoreer nie, want hoe meer jy hulle ignoreer, hoe meer kry hulle legitimiteit. Hoe gebeur dit? Wel, hulle bly 'n sekere boodskap of narratief verkondig, 'n perspektief van hulle kant af, en hoe meer mense dit hoor, hoe meer word dit geglo en aanvaar, omdat daar geen teenkanting daarteen is nie. Sodra jy begin hierdie tipe politici ignoreer, gee hulle legitimiteit, omdat jy hulle nie teenkanting gee nie. So, luister na hulle, luister na wat hulle sê, al hou jy nie van wat hulle sê nie, sodat jy kan teenkanting gee, veral waar dit op publieke platforms so sosiale media is nie. Goed, nou ons kom terug na Ramaphosa se boodskap wat hy gister by Bloedrivier op die 16 Desember 2025 gegee het. Nou hulle noem dit Nkobi River. Ek hoop ek spreek het reg uit, maar ja, dit mag seker ook nou die saak nie. Nou in sy boodskap wat hy nou gegee het hier by Bloedrivier, het hy sommer besluit, hy gaan nou 'n hele nuwe tipe geskiedenis. Hy gaan geskiedenis 'n bietjie verdraai of herskryf, want soos ons weet, ja, ons hou nie van die geskiedenis soos ons dit seker nog maar geskryf het nie. Is dit die regte geskiedenis? Wel, dis die geskiedenis wat aan ons geleer is. Nou onthou net, hierdie video kom nie aan jou van 'n geleerde nie. Ek is nie akademikus nie, ek is nie professor nie, ek is nie expert nie. Ek is 'n doodgewone mens op straat, heel moontlik soos jy. En hierdie is my perspektief op wat ek hoor. Dis hoe ek dit sien, en dit is hoe ek hoor wat hy vir my sê. En toe hy nou heel in die begin van sy toespraak gesê het, dat 3000 Zulu warriors hulle self verdedig het teen die voortrekkers. Onmiddellik, toe breek hy een van my moere mors af. En net daar, toe besef ek dat hy weer eens hierdie jaar, sy versoeningsboodskap, gaan nie oor versoening tussen sy mense, want hulle praat baie maklik van our people. En onthou, wanneer hulle praat van our people, sluit dit nie die minderhede in nie. Met ander woorde, mense soos ek en jy, of wit mense, wit kleurlingmense, Indeermense, dit sluit hulle nie in nie. Want our people is nie soos ons nie. Dit is nou maar net hoe dit is. En dit is nie rassisties bedoel van my kant af nie. Dit is 'n realiteit wat deur die ANC gespreek word. Ek kan dit nie verander nie. Nou kom sê hy dat die Zulus hulle self verdedig het. 3000 Zulu warriors het op 16 Desember 1838 hulle self verdedig teen die voortrekkers. En dis vals. Wel, die geskiedenis wat ek geleer het gesê dat Piet Retief en sy manskappe gegaan het om eintlik vroeër daai jaar al, Februarie se kant af, te gaan onderhandel met Dingaan vir 'n stuk grond van, ek gaan lieg as ek nou presies sê waar, maar van die Tugela tot, basies die ou Natal. Die ou Natal wat toe nou later gesteel is van die boere af, deur die Britte, deur die anneksasieproses. En dis waar die hele idee van gesteelde grond, deur wit mense vandaan kom. Boere het nie grond gesteel nie. Boere het grond gekoop. En dis waar die onderhandeling gegaan het met Piet Retief en Dingaan. En Dingaan het vir hom gesê, weet jy wat, hier is die klomp beeste vir my wat gesteel is deur hele mense. En hulle het, selfs daai tyd, Dingaan het geweet, Piet Retief het geweet, die boere en die voortrekkers het geweet, daai beeste is nie gesteel deur voortrekkers nie, dis deur ander mense gesteel, maar
Pieter Retief en sy manskap het nou maar ingestem. Hulle sal die moeilike tog nou aanpak om hierdie beeste te gaan kry, sodat hulle kan onderhandel. Hulle het dan iets waarmee hulle kan onderhandel. Nou, vir as ek gesukkel, het hulle toe nou hierdie beeste in die hande gekry, en hulle het nou dit gevat van Dingaan, en deur die hele traktaatproses, wat deur Dingaan onderteken is die grond bekom vir die boere, vir die voortrekkers. Nou net as 'n voorbeeld, hierdie is die proses wat op ander stukke grond ook gedoen is. Vrystaat, tot in Transvaal, en al die ander boererepublieke, die ander stukkie Stelleland, en alle ander klein stukkies boeregrond, is gekoop, nie gesteel nie. Daar is 'n steelproses gewees, deur Blankes, maar is die Britte gewees. Toe ons grond gesteel is, tydens die Anglo-Boereoorlog van 1899 tot 1902. Daar is die grond gesteel. Basies, kan mense maar sê, in 'n oorlogsproses. En die Britte, selfs met die hele Suid-Afrika in 'n republiekwording, waar die Kaapse kolonie, wat eintlik nou maar die Britse kolonie was, geforseer is binne in Suid-Afrika en die Afrikaner geforseer is om te meng met die boer. Onthou, die boer en Afrikaner is nie dieselfde mens nie. En hulle is geforseer om mekaar dieselfde mense te word. En dit is waar Afrikaner en boer tot vandag toe nie regtig hulle weet wie hulle identiteit is nie. Daai identiteit het verlore geraak, want boer sluit ook, by the way, Engelse in, Duitsers, Franse, Italianers, mense van ander Europese tale. Dis boer. Afrikaner praat net Afrikaans. So wanneer ek op my Engelse kanaal, The Rian Roux Show, gaan praat en ek praat in Engels, want ek is eintlik 'n Engelsman, ek sukkel maar met my Afrikaans van tyd tot tyd. En ek verwys myself na 'n boer, dink baie mense, wat gaan aan met jou? Moet jy nou Engels praat? Ja, en boer is ook Engels. In elk geval, heel ander video. So hierdie grond is nou alles toe nou gekoop. En Suid-Afrika is toe nou geforseer om nou 'n republiek te word onder leiding van die Britte. Gaan lees julle geskiedenis, gerus, tot baie laat. En selfs die aanvanklike oorspronklike apartheidstelsels wat geïmplementeer is eintlik maar Britse stelsels. Lang storie. So, meneer Ramaphosa, nee, jy het jou Zulus, jou 3000 Zulu MP's, het hulle self nie verdedig nie. Hulle was op die aanval. En geskiedenis, as jy nou dit gaan lees, sê ook duidelik, dat voor dit het Dingaan alreeds 'n klomp mense uitgemoor, en ander laars aangeval, ander voortrekkers aangeval. So, hierdie mense het hulle self, die boere, die voortrekkers, het hulle self verdedig. En omdat hulle aangeval is. Nou sê hy so, ja, maar die Zulus het man beklei met Amakwa, spiese. Want dis al wat hulle gehad het, en hulle is maklik gedood deur die boere, omdat die boere gewere gehad het, muskets en cannons. Ja, kyk, jy verdedig jouself met dit wat jy het, om jouself mee te verdedig. As jy weet, jy gaan aangeval word en gedood word, dan verdedig jy. Dis hoe verdediging nou mos maar werk. Nou, hy verwag, Ramaphosa, dat die minderheidsgroepe, blankes en ensovoorts, moet kom na die ANC toe, en vra vergifnis, en dan met hulle dan nou saamsmelt en weet reconciliation, vergeet ek nou die Afrikaanse woord, versoening. Nou, hoe
Versoening is 'n proses wat outomaties gebeur met tyd. In 'n lang tyd. En it's generational, soos hulle sê. As jy 'n omgewing skep waarin mense vredelievend kan lewe. As ek langs ander mense lewe en ons braai saam en so aan, dis mos nou nie 'n probleem nie. Dan is versoening mos nou eintlik 'n baie maklike, natuurlike proses, waar ek en my buurman, wat dalk nou 'n swart man is, vriende word op die ou einde. Dit kan gebeur. Nou gebruik Ramaphosa voorbeelde van jong seuns, Afrikaners seuns wat nou met hulle velskoene amapiano gaan dans. En ons manne wat vlot, Zulu, Xhosa, ander tale praat. Hey, meneer Ramaphosa, enigiemand, baie van ons mense doen dit al vir jare. Dit is nie 'n nuwe ding nie. Voor 94 af is daar baie mense wat ander tale kon praat, swart tale. So dis nie 'n nuwe ding nie. En om te gaan cherry-pick na spesifieke goedjies wat nou positief is, om die land te laat mooi lyk. Nou, dit kom eintlik nadat hy gesê het, daar is sekere organisasies en mense ensovoorts wat nou oor see gaan, en die land gaan beswadder. En ons weet almal, hy verwys na AfriForum en Solidariteit. Nou as jy hierdie tipe groepe aanval, Solidariteit en AfriForum, en weier om met hulle te praat, hoe wil jy versoen? Versoening kom deur met organisasies so Solidariteit en AfriForum te sit en met hulle te gesels en te sê, weet wat, julle verteenwoordig 'n redelike groot groep van die Afrikaners, of julle mense, wat intekenaars is by julle. Want ek sê nie hulle verteenwoordig almal nie, want dit is nou maar net, dit is nie so nie. Maar hulle verteenwoordig 'n baie groot groep. En glo my, as hy gaan sit met hulle en hy luister na wat AfriForum te sê het, en AfriForum en Solidariteit sê van, weet wat, ons het hierdie probleme op die plaas, en ons het hierdie probleme in landelike gebiede, en ons het hierdie probleme ten opsigte van ons taal en kultuur en leefstyl ensovoorts. En hoe gaan ons dit oplos? En Ramaphosa sê, jene, ek het dit nie geweet, maar kom ons kyk, wat se voorstelle het julle? Dis 'n goeie voorstel, kom ons implementeer dit ensovoorts. Dan vat jy 'n tree nader aan versoening. Maar deur mense uit te kry, Kali Kreel en Jaco Kleinhans en al hierdie ander mense, as leenaars, wat valse inligting en goeders gaan versprei oor see, hulle konstant aan te val, en ministers soos minister Lamola te gebruik om hulle aan te val, en gehuurde joernaliste, blykbaar, om hulle in die media aan te val, oor see, en te sê hulle gaan versprei goed oor volksmoord ensovoorts, oor see, valse narratiewe ensovoorts. Daai breek daai gees van versoening. So nee, dit gaan nooit bestaan nie. So sit en praat met daai mense, want sover ek weet, Solidariteit en AfriForum is Amerika toe om oplossings te probeer soek vir probleme waarna jy, president Cyril Ramaphosa, weier om te kyk. Dit is die realiteit daarvan. Nou om terug te kom na Geloftedag, en kom ons sê selfs Dingaandag. Wat in die konstitusie, dit maar verskoon, the Constitution of South Africa, wat is die Afrikaanse woord daarvoor? Vir verskoning, konstitusie. Sê, jy mag dit, as 'n groep, nie na so 'n geloftediens toe gaan nie. Daar's niks wat sê dis onwettig nie. Daar's niks van 'n geloftediens wat rassisties is nie. Ek het nie 'n probleem as haar 'n groep Zulus Dingaandag wil vier nie. Dis hulle ding, laat hulle voortgaan en dit gaan vier. Ek het geensins 'n probleem daarmee nie. Maar die oomblik as iemand hoor, jy was by 'n geloftediens, veral hierdie
our people, dan is jy skielik, word jy uitgekry as rassisties. En dit is waar die probleem inkom. Die massas, die meerderheid, weier om te luister na die minderheid. Die Afrikaans, die blanke, die boer, Afriforum, solidariteit, daai tipe mense. En tot die regering leer om te luister na minderhede, gaan hierdie probleem bly voortleef. En ongelukkig is BEE as 'n voorbeeld, en die raswette wat daar is. Jy kan dit probeer wegskryf en wegverduidelik as transformasie en redress en BEE is verskonings om revenge, wat is wraak? Dis 'n verskoning om wraak te neem op mense. Want ek het niks te doen gehad met apartheid, nie. En ek kan vir jou waarborg, baie mense, my ouderdom en jonger, het niks te doen gehad met apartheid, en ek sal 54, nie meer so jong man nie, maar ek het niks te doen gehad met apartheid nie, ek het dit nie toegepas nie, ek het nie daai wette geïmplementeer nie. Toe ek uit die skool uitkom, was dit 'n jaar of 2, en toe is apartheid weg. En as ek 'n begunstigde was van apartheid, op een of ander manier, hoe is dit my skuld? Maar daar word wraak geneem op my, en mense jonger as ek. Mense word gebore vandag, waarop daar wraak geneem word, deur prosesse soos, wat hulle noem transformasie, BEE, redress. Dis wraak, dis niks anders nie. Jy kan dis rassistiese wraak. Dis wat dit is. En totdat BEE en al hierdie raswette weggeneem word, is daai wraakproses daar, in die regering, en hierdie mense gebruik dit teen ons. So, meneer Ramaphosa, as jy versoening wil hê, raak ontslaaf van BEE, en begin luister na die minderhede. Praat met Afriforum, praat met Solidariteit, en praat met ander burgerlike organisasies, voordat jy begin net beskuldigings heen en weer gooi. Wat is jou mening hieroor? Laat my weet in die kommentaar afdeling, en as jy gehou het van hierdie video, druk daai like knoppie, en deel dit gerus met ander mense, en teken in, kos jou niks. Dan sien ek julle in die volgende video.